Goeiedag graad 8. Welkom terug. Jy's ingeskakel vir jou 4de les in ekonomiese en bestuurswetenskappe in die reeks wat handel oor entrepreneurskap en ekonomie. Nou in die eerste 3 lesse van hierdie reeks het ons gekyk na ondernemingsvorme en vandag begin ons met 'n nuwe onderwerp genaamd markte. Ons gaan in hierdie les as ook in die volgende les na verskillende markte gaan kyk. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek is reg. Kom ons spring aan die werk. Wie van julle hou so baie van inkopies doen soos ek? Ek kan sien daar gaan 'n klomp hande op. Ek meen, wie hou dan nou nie van 'n winskoopie nie? Hierdie winkel waarin ek nou staan bekend as 'n mark. En spesifiek 'n fisiese mark, want ek kan in die winkel rondloop en vir my goed van die rakke afvat. Of alternatiefelik kan ek hier in 'n haarsalon sit en my hare laat doen, dan is dit ook 'n fisiese mark, maar ook 'n diensmark. Maar graad 8, so tussen my en jou, is ek soms baie keer 'n bietjie lui, en dan kan ek net so inkopies aanlyn doen. Dit bly steeds 'n mark, maar ons noem dit 'n virtuele mark. Die ander lekker ding van 'n virtuele mark is iewes skielik kan ons nou uit baie meer opsies kies wanneer ons inkopies doen, selfs van besighede wat oor see sit. So om dus 'n mark op te som, is dit 'n plek, fisies of virtueel, waar daar 'n redelike verwagting is om beide kopers en verkopers te vind, wat goedere en dienste uitruil. 'n Mens kry dan natuurlik ook 'n verskeidenheid van markte. Ons kry die dienstemark, die goederemark en die faktormark. Maar in hierdie les gaan ons slegs fokus op die goedere en die dienstemark. Okay, so kom ons gaan kyk heel eers na die goederemark. Nou graad 8 mens kry 'n verskeidenheid goederemarkte. Jy kry byvoorbeeld 'n groothandelsmark, 'n kleinhandelsmark, selfs 'n boeremark of 'n vlooimark of 'n kunstemark. Ons gaan nou so 'n paar van hulle gaan kyk. 'n Groothandelsmark is waar daar groot handelaars in groot maat by verskaffers en vervaardigers aankoop. Klante besoek dan hierdie groot handelaars en koop dan weer by hulle, veral as hulle nie direk by die verskaffer kan koop nie. Tipiese kliënte vir groothandelaars is kleinhandelaars of dan nou kleiner besighede wat in kleiner hoeveelhede van 'n produk nodig het. Okay, so as ons dan nou kyk na groothandelaars, is dit belangrik om te besef dat hulle soos 'n tussenganger optree tussen die verskaffers of die vervaardigers en dan die kleinhandelaars of soms ook die eindverbruiker. Ek weet miskien is daar van julle wat by 'n Makro gaan aankope doen. Makro is tipiese groothandelaars. So, kom ons gaan kyk gou weer na Bake-It Brenda. Julle ken al vir Brenda. Kom ons gaan kyk na haar as 'n voorbeeld. Soos julle weet is Bake-It Brenda 'n kleiner bakkery en is kontantvloei soms 'n probleem. Daarom voel Brenda dat dit vir haar belangrik is om by 'n groothandelaar haar bestanddele aan te koop. Sy koop byvoorbeeld haar meel vir die brode wat sy bak by Makro wat 'n groothandelaar is. Sy gaan nie direk na die verskaffer soos Sasco nie. Makro is naby aan haar bakkery geleë, so dis gerieflik, en sy kan die hoeveelhede aankoop wat sy benodig en wat sy kan bekostig. Okay, so kom ons beweeg nou oor na kleinhandelaars toe. Nou ons het nou net genoem dat Bake-It Brenda 'n klein besigheid is en daarom val Bake-It Brenda ook onder kleinhandelaars. Kleinhandelaars koop weer hulle produkte, soos ons reeds genoem het, by groothandelaars, maar ook soms direk by die vervaardiger. Dit hang af van die situasie. Hulle koop dit ook in redelike groter hoeveelhede, sodat hulle dit weer aan ons as die eindverbruiker in kleiner hoeveelhede kan verkoop. Supermarkte, spesialiswinkels soos byvoorbeeld 'n kolwinkel of 'n fietsrywinkel, meubelwinkels ensovoorts is almal voorbeelde van kleinhandelaars. Okay, so as ons dan nou net hierdie verspreidingsketting moet opsom, sou mens dit soos volg kon doen. Mens begin altyd met die verskaffer of die vervaardiger,
Dan gewoonlik gaan dit oor na die groothandelaar, wat dit dan in groot maat by die verskaffer aankoop, en van daar af gaan dit dan na die kleinhandelaar toe. Soms partykeer direk na die eindverbruiker toe, maar normaalweg eers na die kleinhandelaar toe. En van die kleinhandelaar af gaan dit dan na die eindverbruiker toe. Okay, en dan kom ons gaan kyk na die laaste tipe markte. Die vlooimarkte, die boeremarkte, die kunsmarkte ensovoorts. Hierdie tipe marke is gewoonlik net een keer 'n maand of een keer 'n week of selfs net een keer in 'n seisoen oop, soos byvoorbeeld 'n Kersmark. Die markte is ook soms gespesialiseerde markte, deurdat hulle slegs soortgelyke produkte verkoop of eenderse produkte, soos byvoorbeeld 'n kunsmark verkoop slegs kunswerke. 'n Boeremark verkoop weer vars produkte van die omliggende boere se plase af. En iets soos 'n vlooimark is waar 'n mens allerlei produkte wat herverkoop word deur mense soos tweedehandse boeke, breekware, meubels ensovoorts sal vind. Goed, nou dat ons klaar is met die verskillende goederemarkte, kom ons beweeg nou oor na diensmarkte toe. 'n Diensmark is waar 'n diens gelewer word deurdat iemand hulle vaardighede of hulle kundigheid of hulle ervaring aan ons verkoop. Nou mens kry 'n verskeidenheid van sulke dienste en dit word gewoonlik deur professionele mense gedoen. Kan jy aan 'n paar voorbeelde dink? Stop gou vinnig hierdie video en dan sê jy gou vir die vriend langs jou in die klas wat jy dink 'n diensmark is en dan noem jy sommer ook 'n paar voorbeelde. Is jy gereed? Hier gaan ons. In graad 8 kon julle aan 'n paar voorbeelde dink? Kon julle dink aan dokters, tandartse, loodgieters en prokureurs? So graad 8, dit was nou 'n vinnige les, net so en hy was verby. In hierdie les het ons geleer wat markte as geheel is en ons het spesifiek gaan kyk na goederemarkte as ook dienstemarkte. In die volgende les en ook ons laaste les sal ons dan die faktormark bespreek. Ek sien uit om julle volgende keer te sien. Bye bye!